Goeiedag liefdes, het is goed om saam met u weer te wees rondom die woord van die Here. En ek bid dat die woord van die Here tog vir u en my sal opbou, vir ons rigting sal gee en ons lewensweg sal bepaal sodat ons in die weë van die Here wandel. Nou, ons is daar in Titus gewees, in die eerste hoofstuk, en ons het gepraat oor hierdie dwaalleraars wat teëgestaan moet word, wat aangespreek moet word, maar dat ons hierdie mense moet aanspreek met die motief daardeur om hulle tot inkeer te bring dat hulle nie hulle eie lewens verderf nie en verdorwe gaan omdat hulle die weë van die Here nie ken nie en van God al wegdwaal. Nou kom ons daar by die 15de vers. Nadat hy nou van hierdie dwaalleraars gepraat het, kom hy en hy sê, alle dinge is rein vir die reines. Vir die besoedeles en ongelowiges egter is niks rein nie. Maar hulle verstand sowel as hulle gewete is besoedel. Wanneer 'n mens praat oor rein, dan praat 'n mens daaroor dat alle dinge vir die reine is. Met ander woorde, sy verstand is geopen, hy verstaan die weë van die Here en hy neem kennis van dit wat God sê en hy doen dit in sy lewe. Dit beteken, dit sê ook beslis daar vir ons, alle dinge is rein vir die reines, die wat reg doen, die wat luister na God se woord, die wat hulle onderwerp aan God se woord en die weë van die Here navolg. Hulle sal die seën van die Here belewe. Daar is 'n standaard waartoe God vir alle kindertjies van die Here oproep. En dit is heilig. Nou ek wil weer vir u sê, heilig beteken nie sondeloos nie. Heilig beteken 'n rein gewete tussen ek en God. 'n oop hemel tussen ek en God. Waar my gewete my nie aankla dat ek teenoor God skuldig is en teenoor die Here as dit ware rebelleer nie. Alle gelowiges word in die Bybel heiliges genoem. Selfs wanneer hulle sonde gedoen het, dan word dit daaraan herinner om te sê, julle is heiliges, julle is kinders van God. Die oomblik as jy die Here Jesus Christus aangeneem het, noem die Bybel jou 'n heilige. En nou dit is jou status, dit is jou posisie in Christus. Maar nou moet jy begin werk in jou geestelike lewe en moet jy begin in jou geestelike lewe implementeer die weë van die Here en jy moet afskaf dinge in jou lewe wat God nie behaag nie, sodat jy prakties ook heilig en opreg voor God sal wandel. So baie belangrike ding om dit vir u te sê, geliefde, omdat ons so dikwels nie die weë van die Here nakom as kindertjies van die Here nie. En dan is ons nie getuies van hom nie. Die wêreld kyk na ons, hulle oë is op ons gerig en hulle kyk hoe lewe ons wat sê ons is kinders van God. Daar moet 'n radikale verskil tussen die heiliges en die nie heiliges of die onheiliges wees. 'n Radikale verskil. Want die een word bewoon deur die Heilige Gees van God en die ander ene word beheer en behou deur 'n wêreld en sy sondige gewoontes. Daarom lees ons byvoorbeeld in die woord van die Here daar in Psalm 25 vers 14 dat as ek in 'n regte verhouding met God lewe, as ek die Here vrees, dit beteken ontzag vir God hê, eerbied vir God hê, en God sien vir wie hy is, en God verstaan vir wie hy is, en verstaan dat die Bybel sê, God kan geen gemeenskap met sonde hê nie. God is lig, en daar is geen duisternis in hom nie. En nou kom hy na ons toe. As ek dan sê dat ek met God gemeenskap het, maar in die duisternis wandel, dan lieg ek en doen nie die waarheid nie. Wat sê hy? Jy kan nie in sonde lewe en in 'n verhouding, in 'n mooi skoon verhouding met God lewe nie.
Maar dan sê hy, as ek in die lig kom wandel, soos hy in die lig is. In ander woorde, as ek gehoorsaam is aan hom, as ek doen wat hy sê, dan reinig die bloed van Jesus Christus ons, en dan kom ons in 'n regte en 'n suiwer verhouding met God. Psalm 25 vers 14 is altyd vir my so uitdagende gedeelte, as 'n mens dink aan geestelike groei en vooruitgang met die Here. Dan sê die verborgenhede van die Here is vir die wat hom vrees. Ag, ons het ons daar in Psalm 18 al vir mekaar telke male gesê, en miskien kan ek dit net weer vir jou lees. Wat is Dawid se getuienis aangaande sy verhouding met die Here? Hoor wat sê hy. Hy sê, die Here het met my gehandel na my geregtigheid. Hy het my vergelde na die reinheid van my hande. Want ek het die weë van die Here gehou, en nie goddeloos van my God afgewyk nie. Want al sy verordeninge was voor my, en sy insetting het ek van my nie verwyder nie. Ek was opreg by hom. Ek was op my hoede vir my ongeregtigheid. So die Here my dan vergelde na my geregtigheid, na die reinheid van my hande voor sy oë. By die liefderyke betoon u self liefderyk. By die opregte man opreg. By die reine rein. Maar by die valse betoon u self verkeerd. Dawid sê, die feit dat God so goed is vir my, die feit dat God vir my gee, is nie enerzijds my goedheid nie, maar dis bloot net my navolg en my dien van die Here. Alles wat ek het hy my gegee. Ek kan op niks roem nie. Ek kan nie roem op my geregtigheid nie. Ek kan nie roem op wat ek doen nie. Al wat ek kan sê, ek het gebuig onder die inwerking van die Heilige Gees in my lewe. En as God vir my iets gesê het, het ek dit in my lewe geïmplementeer en ek het dit gedoen. Ek het in die weë van die Here gewandel. Daarom sê hy, alle dinge is rein vir die reines. Vir hulle wat regtig in 'n reine, skoon verhouding met God lewe. En geliefde, jy kan jouself maar dood eenvoudig die vraag vra, kla my gewete my aan van enigiets in my lewe wat ek weet, wat tussen ek en God staan, wat ek weet wat ek uit my lewe moet uitweer, waar ek weet dat ek restituisie moet gaan doen en my sonde moet gaan bely. Wat sê my gewete vir my? Die Heilige Gees praat met my gewete en hy oortuig my. Dan gaan hy na die ander groep. Hy sê die besoedeldes en die ongelowiges. En wanneer hy praat van besoedeldes, dan praat hy van mense wat 'n vuil lewe het. Hulle lewe nie 'n eerlike, skoon lewe nie. Hulle is besig met sonde in hulle lewe. Hulle is besig om sonde te pleeg. En hy noem hulle ook die ongelowiges. Dit is mense wat nie in die weë van die Here wandel nie. Dis mense wat nie hulle geloof in God stel nie. Vir hierdie mense sê hy, hulle is egter nie rein nie, maar in hulle verstand, sowel as in hulle gewete, is hulle besoedel. En ek wil vir u sê, dis nie moeilik om 'n onderskeid te maak nie. Kyk na die wêreld om jou. Kyk hoe lyk die wêreld om jou. Ons praat elke dag van hoe lyk die wêreld om ons. Ons praat van die goddeloosheid, ons praat van die afvalligheid, en dit word net erger en erger en erger. Die wêreld en die wêreldse begeerlikhede is op 'n glybaan na 'n ewige verderf. Die kind van die Here moet daaroor waak dat hy nie op 'n glybaan is nie, maar dat hy om die weë van die Here wandel en dat hy doen wat God sê. Geliefdes, hierdie wêreld van ons, as iemand net 'n koerant oopmaak, as u net die TV luister, dan sien u die verskil tussen dit wat God sê en wat aan die wêreld voorgehou word. Ag, as ek aan die wêreld dan dink en wat ek op televisie sien, dan sien ek openlike losbandigheid. Ek sien sedeloosheid. Ek sien egbreek. Ek sien hoerery. Ek sien verkragters. Ek sien mense wat ander doodmaak. Ek sien bedrog. As jy die nuus luister, dan hoor jy maar weer bedrog op bedrog op bedrog.
Wat is die toestand van ons land? Die toestand van ons land het net een rede. Daar is biljoene rande wat gesteel word, wat net gevat word deur iemand wederregtelik en wat die res van die land in 'n geweldige verdorsing laat. Daarom sê ek die ongelowige is in sy verstand verduister. Hy is in sy verstand besoedel. Hy kan nie nugter dink soos 'n kind van die Here nugter dink nie. Hy dink soos die wêreld. Hy's 'n wêreldling wat die wêreld onderhou en hy moet onthou dat die wêreld gaan verlore. En alles in die wêreld gaan verlore. Maar hulle wat God dien en wat die pad van heiligheid en reg bewandel, is hulle wat kindertjies van die Here is. Die Bybel leer vir ons, wat is ons as kinders van God in hierdie wêreld? Filippense 3 vers 15 sê, dat ons onberispelik en opreg sal wees. Kinders van God, te midde van 'n krom en verdraaide geslag, onder wie ons skyn soos ligte in die duisternis. Die Here Jesus het gesê, julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Julle is die sout van die aarde. Maar as die sout sy sout verloor het, dan deug dit nêrens meer voor as om buite gegooi en deur die mense vertrap te word nie. En dan sê hy, laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is kan verheerlik oor wat aanskou. Geliefdes, al hoe ons hierdie wêreld gaan verander, is as kindertjies van die Here, as kinders van God begin lewe, en daar 'n radikale onderskeid tussen kinders van God en die wêreldling sal wees. Wat my besigheid aanbetref, wat my persoonlike verhoudinge aanbetref, wat my verhouding met my vrou en my kinders aanbetref, dat ons sal lewe as heiliges en dat die wêreld die onderskeid sal sien. Kinders van die Here leef anders. Ag, ek dink maar aan eenvoudige goed, dat ek nou die dag in die dorp 'n bietjie pannekoek gaan koop, en toe ek die pannekoek klaar gekoop het, en sê, gee vir my klein geld terug, toe sê ek, dame, ekskuus, maar hier is 'n fout. En sy dag toe sy het vir my te min geld gegee, ek sê, jy het vir my te veel klein geld gegee, ek skuld jou R10, jy het my te veel klein geld gegee. Op 'n ander geleentheid het ek bestel en sy het vir my 2 te veel in die pakkie gesit. Ek het teruggegaan na toe en gesê, hoorie dame, ek skuld jou R10, want jy het vir my 2 te veel in die pakkie gesit. Jy sien, geliefde, daar is 'n getuie wat van ons moet uitgaan om te sê, dis eerlike en opregte mense. Ek het al in die verlede vir julle gesê, ons het daar die mooi getuienis in Waterval boven gehad, wat daai moslim aanbetref. Dat hy gesê, die Christene, die wedergebore kinders van die Here, en hy het hulle genoem die Baptiste, by naam genoem die Baptiste. Hy het gesê, die Baptiste kan by my op die boek, op die rekening kom koop, want die Baptiste betaal hulle skuld, maar ek laat geen ander mens by my op skuld koop nie, net die Baptiste, want hulle is eerlike mense. Weet jy, my bors het geswel en gesê, Here, mag dit die getuienis van elke kindjie van God wees, dat die besigheidswêreld ook weet, ons is mense wat ons rekeninge betaal. Ons is mense wat opreg en eerlik lewe. Ons is rein mense en heilige mense, wat voor God soos heilig is en rein is, hanteer word. Paulus het dit aan Timoteus, het hy geweldig baie gesê, Timoteus, hou jou rein. Timoteus moet jou nie laat besoedel deur hierdie wêreld nie. Die wêreld gaan afvallig word, die wêreld gaan al hoe boser word, maar Timoteus, bly by die woord. Hou verkondig die woord, bly by wat God sê, en weer eens daardie woord, hou jou rein, jong man, moenie dat hierdie wêreld jou besoedel nie. Daar is verskeie gedeeltes, u kan dit maar gaan lees, 1 Timoteus 4 vers 1, en dan vers 11 tot 16, 2 Timoteus, die 4de hoofstuk vers 1 tot 5, die 1 Timoteus 5 vers 22, tyd wat ons met God spandeer en waarin ons self as heiliges betoon. Kom ons dink net weer, waar het hy ons gaan uithaal? Julle wat dood was, deur die misdade en die sondes het hy lewend gemaak. Hy het julle opgewek.
Hy het julle saam met Christus laat sit in die hemele. Ons het 'n getuienis om uit te lewe. Dan moet 'n onderskeid wees by die reine. Alle dinge is rein vir die reines. Vir die besoedeldes en die ongelowiges egter is niks rein nie. Maar hulle verstand sowel as hulle gewete is besoedel. Hulle kan nie eers opreg dink nie. Hulle kan nie eers reg handel nie. Kom ek en jy wees anderster. Kom ons wees daardie mense aan wie God homself kan toevertrou, kindertjies van die Here wat hom liefhet en wat hom dien. Dat die onderskeid daar sigbaar wees, om te sê hierdie mense, hulle is kinders van God. Ons kan dit sien in hulle handelswyse, ons hoor hoe dit praat, ons sien dit in hulle gesindheid. Ag, so dikwels breek ons eie getuienis af, soos wat Paulus gesê daar in Romeine 2. Die naam van God word onder die heidene gelaster om julle ontwil. Mag dit nooit so wees nie. Maar mag jy 'n rein en 'n heilige lewe voor God voer, dat God homself mildelik aan jou sal bewys en sy rykdom van genade aan jou sal openbaar. Mag die Here vir die rykte seën. Tot volgende week weer met mekaar en ek hoop dat ons sommer vinnig weer as 'n groepie kan vergader en mekaar van aangesig tot aangesig kan sien. Maar mag die Here vir u ryklik seën in hierdie volgende 2 of 3 weke wat ons van mekaar geskei is. Het gaan goed met my vroutjie. Sy beweeglik, sy staan wel self op. Sy loop sonder hulp in die huis rond. Sy moet nou net na buite toe beweeg en daar sal sy 'n bietjie hulp nodig hê met die ongelyk paaie en goed. En sy sien die spesialis in April maand en dan sal hy vir haar sê wat vorentoe gebeur. Bid vir ons dat die Here vir ons ryklik sal seën. Ek gaan ook Dinsdag in na die spesialis toe met 'n voet, daai are in my voet is toe en die voet is maar baie opgeswel en baie seer. Julle kan ook daarvoor vir my bid, dat die Here vir my genade sal gee dat hierdie voet sal herstel en dat die dokter die regte prognose sal maak. Ek bid vir u en ek vra bid asseblief ook vir my. Goeiedag vir u en die Here se rykste seën word u toegebid. Goeiedag geliefde.